Ons gaan saam bid en vra dat die Here vir jou sal aanraak op die manier wat jy nodig het, tot eer van God. Dankie Drie-enige God dat U op U unieke manier ons aanraak en saam nooi in die dans van die Drie-eenheid. Dat ons nie uitgesluit word nie, maar juis ingetrek word, ingenooi word, omvorm word, om al hoe meer soos U te word, al hoe meer soos U te wees. En dankie dat U Gees dit in ons moontlik maak, deur ons oë aan mekaar na Jesus te draai, en dat Jesus gekom het juis om ons lewens aan te raak, om U te loof, o Skepper. Dankie dat ons saam kan wees, vormsels, skepsels van U. En ons wil graag vra dat U woord en U lied ons sal aanraak. Amen. As tema het ek gekies om die woorde te gebruik, die Gees wat ons oopmaak vir die lam. Ek het 'n prentjie met AI geskep, nou uiteraard is daar nie als in die prentjie nie, want dan raak dit ook te veel op die ou end, maar dis die lekker van die moderne tegnologie, jy kan ten minste jou verbeelding 'n bietjie gebruik en dit intrek in al die dele wat daarmee saam gepaard gaan. So die Gees wat ons oopmaak vir die lam is dan ons tema, en ons lees dit saam uit Openbaring hoofstuk 5. In die regterhand van hom wat op die troon sit, dis nou God self, het ek 'n boekrol gesien wat aan die voor- en agterkant volgeskrywe was en wat met 7 seels goed verseël was. Toe het ek 'n sterk engel gesien wat met 'n harde stem uitroep: "Wie is waardig om die boek oop te maak deur die seels daarvan te breek?" Maar niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde was in staat om die boek oop te maak en daarin te kyk nie. Ek het baie gehuil omdat daar niemand gekry is wat waardig is om die boek oop te maak en daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my: "Moenie huil nie. Kyk, die leeu uit die stam van Juda, die afstammeling van Dawid, het die oorwinning behaal en kan die boek met die 7 seels oopmaak." Toe het ek voor die troon wat omring was deur die 4 lewende wesens, tussen die troon en die ouderlinge 'n lam sien staan, die een wat geslag was. Hy het 7 horings, die horings dui op mag. Hy het 7 horings en 7 oë gehad. Die 7 oë is die 7 geeste aan God wat oor die hele aarde uitgestuur is. Hy het toe gegaan en die boek ontvang uit die regterhand van hom wat op die troon sit. Net toe die lam die boek neem met die 4 lewende wesens en die 24 ouderlinge voor hom gekniel. Elkeen van hulle het 'n siter gehad en 'n goue bak vol wierook, die gebede van die gelowiges. Toe sing hulle 'n nuwe lied. U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat u geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie. U het hulle koninkryk en priesters vir ons God gemaak en hulle sal oor die aarde regeer. Ons gesels net so 'n bietjie as inleiding oor die hele feit van ons honger na betekenis. Daar's 'n honger in ons wat nie regtig met kos of met drank gevul kan word nie, nie met sukses nie, nie met veiligheid nie, nie met prestasie nie. Dis die honger na betekenis, die wete dat my lewe en jou lewe inpas in iets groters, iets ewers, iets wat nie vergaan nie. Ons dink dikwels ons diepste behoefte is geluk, maar selfs geluk as plesier is baie kortstondig. Geluk as vreugde is iets heeltemal anders, want geluk as vreugde is nie afhanklik van omstandighede nie. Gewone geluk, om dit so te stel, jy voel jy moet iets bereik, jy voel jy moet 'n bietjie iets goeds regkry, daar moet 'n bietjie geld in jou kant toe kom of al daai goede. Maar wat ons eintlik soek vir hierdie dieper ding in ons honger is die betekenis, die feit dat ons lewe sin maak, 'n lewe wat rigting het. 'n lewe wat ingebed is in God se storie, 'n lewe wat op die ou end floreer. En dis waar Openbaring 5 hoofstuk wat ons nou saam gelees het inkom, want Openbaring 5 wys vir ons waar kom ware betekenis vandaan. En dit kom van die lam wat waardig is. En vir ons wys hoe maak hierdie betekenis oopgaan deur die Heilige Gees wat ons oë oopmaak om die lam raak te sien. Nou die lam is hier uiteraard Jesus Christus. As word ook van die leeu as Jesus Christus gepraat. Maar ons sien in hierdie hele gedeelte van God drie-enig teenwoordig. Die een op die troon is deurgaans in Openbaring die Vader.
Openbaring 4 en 5 vorm as dit ware een geheel toneel. En hoofstuk 4 word die troon beskryf met die Skepper wat die hele heelal aanbid, hierdie Skepper, en dis die Vader. Nou ons het onlangs Pinkster gevier, en Pinkster is juis om ons te herinner dat die Heilige Gees uitgestort is om ons oë op Jesus te rig. En hy maak Jesus Christus vir ons werklik sigbaar, lewend. Die Heilige Gees bring rigting waar daar chaos is. Die Heilige Gees bring hoop waar daar uiterste nood en donkerte in mense se lewens is. En Jesus self sê, wat Jesus sê in Johannes 15, doen niks uit homself nie. Hy doen net wat die Vader vir hom sien doen en sê om te doen. Maar dan sê 'n paar hoofstukke later, in hoofstuk 16 sê, hy sal nie uit homself praat nie, en dit sê van die Heilige Gees, hy sal my verheerlik. En op hierdie manier word God drie-enig, Vader, Seun en Heilige Gees, almal ingetrek in die saamwees met mekaar. Die Vader wys na die Seun wys na die Vader, en die Gees wys na die Seun. So die drie-enige God is altyd in beweging om ons oë op Christus as ons Here en ons Verlosser te bly rig. En daarom gaan ons vandag 'n lied gebruik wat ek raak geloop het om ons te help bewus maak van hierdie besef van God wat met ons betrokke is, en die Lam wat betrokke is, en die Gees wat betrokke is. Die lied se naam is He is Worthy. En hierdie lied is diep gewortel in Openbaring 5 en die vraag na hoop, na betekenis, na herstel. En ons gaan kort 'n stukkie van die lied speel, en as jy hom ken of nog nie ken nie, begin maar saam neurie, saam sing en deel raak daarvan. Want algaande hoop ek dat deur die opbou van die lied, en ek het hom soort van in 7 dele gedeel, gaan ons aan die einde gaan ons die geheel sing, en dan teen daai tyd behoort jy min of meer al die hele storie van die lied van Openbaring 5 te hoor, van God te hoor, en dit saam met oorgawe dan aan die einde as 'n geheel te kan sing. En die eerste vers van hierdie lied gaan oor die feit, die wêreld is gebroken, maar die lig breek deur. En die lied begin ons om ons te herinner aan die realiteit wat ons elke dag sien en ervaar van stikkendheid, deur die nuus en die media, maar daar's ook gelukkig die ander realiteit, die Logos, die woord van God, die feit dat God op aarde kom woon het, en sy naam is Logos genoem, Jesus, die woord, het onder ons kom woon. So kom ons begin die lied speel en saam sing. Feel the world's broken. Do you feel the shadows deepen? We do. Do you know that all the dark won't stop the light from getting through? We do. Do you wish that you could see it all made new? Die Gees laat ons baie eerlik kyk, want Openbaring 5 begin eintlik nie met vreugde nie, dit begin met trane, want Johannes huil omdat niemand waardig is om hierdie boekrol oop te maak nie, en die boekrol is die God se plan vir die geskiedenis, vir elkeen van ons, vir almal ingesluit in die wêreld. Niemand kan hierdie plan oopmaak nie, so Johannes in hierdie openbaring wat hy sien, begin hartseer, en hierdie lied begin juis op dieselfde plek. Ons sien die gebrokenheid, ons voel die donkerte, ons verlang na herstel, ons hunker na hoop. En die Gees se eerste werk is altyd waarheid, want die Gees laat ons eerlik kyk, en die Gees laat ons besef, ja, die wêreld is gebroken, en ek is ook gebroken, maar die lied vra, weet jy dat die donker nie die lig kan keer nie? Dis die Gees se tweede werk. Hy herinner ons, die lig is altyd sterker as die donker. Hy bring hoop en wanhoop, hy bring lig in die skaduwees, en die Gees laat ons nie net sien wat verkeerd is, die Gees laat ons sien wie dit wat verkeerd is en wat verkeerd is regmaak, die groot wie, laat die Gees ons raak sien. En daarom sien ons in vers 2, is 'n nuwe skepping op pad. Kom ons sing. Is all creation groaning? Is a new creation coming? Is the glory of the Lord to be the light within our midst? Is it good that we remind ourselves
Die Gees laat ons sien wat God besig is om te doen en die lied bevestig dat dit als vir ons bring van gebrokenheid na hoping. So wat hy sing is om te vra, is 'n nuwe skepping op pad? Dit is, it is. En God se openbaring in Openbaring 5 is juist die draaipunt van God se hele storie, want hierdie boekrol is hoe God se wêreld nuut gemaak word en die een is waardig om dit oop te maak. En die Gees laat ons juist sien, God is nie klaar met die wêreld nie. God is nie klaar met my nie, God is nie klaar met jou nie. God is nie klaar met sy kerk nie. Daarom sluit die lied ook aan by Openbaring 21, die nuwe skepping. Want in hierdie nuwe skepping is die lig van God wat alles vul, die teenwoordigheid van God wat alles nuut maak. En die Gees laat ons dan raak sien, die nuwe skepping is nie net 'n toekoms nie. Dit het reeds begin in die lam. So kom ons luister en sing verder. Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? Lion of Judah, conquer the grave. He is David's root and the Lamb who died to ransom the slave. Die Gees wys na die lam, want hier kom ons by die hart van Openbaring 5. Is iemand waardig om die seels oop te maak en die boekrol oop te maak? En dit lied vang dit perfek vas om te sê, is anyone able to break the seal and open the scroll? Is iemand waardig om God se plan vir die wêreld oop te maak? En nou kom die antwoord onomwonde. Die kern van die evangelie, van die goeie nuus is, ja, die lam, die leeu, Jesus is. He is. En die Gees se grootste werk is om ons oë op hierdie waarheid te rig. Jesus alleen is waardig. Nie my prestasies nie, nie my pogings nie, nie my moraliteit nie my spiritualiteit. Die Gees fluister, kyk na hom. Hy is waardig. Hy is genoeg. He is. Kom ons sing verder. Is he worthy of all blessing and honor and glory? Is he worthy of it? En die Gees laat ons aanbid, want hierdie lied is eintlik 'n belydenis. Die lied se refrein is heeltyd die belydenis van is hy waardig, is hy worthy, he is, hy is. En dis die plek waaroor hierdie hele punt dryf. Jesus is die enigste een wat waardig is vir aanbidding en van aanbidding. Hy is die enigste een wat waardig is om God se plan vir die geskiedenis oop te maak en deur te voer op die ou end. En dis ook die Gees se werk. Die Gees bring aanbidding in ons harte voort, nie as 'n plig nie, juis as 'n reaksie, as 'n opgewondenheid oor wat God besig is om te doen, as 'n openbaring van God in ons lewe. En wanneer die Gees ons oë oopmaak vir die lam, vir Jesus, dan word aanbidding nie 'n taak nie, dan word dit 'n spontane uitroep. Hy is waardig, he is. Kom ons beweeg verder met die lied. Does the Father truly love us? Does the Spirit move among us? And does Jesus our Messiah hold forever those he loves? Does our God intend to dwell again with us? He does. En die Gees bring die drie-eenheid naby en hier raak hierdie lied spesifiek trinitaries, drie-eenheid gewys. Does the Father truly love us? He does. Does the Spirit move among us? He does. Hy doen. En hierdie vers is die deel van die lied wat daarop fokus op die verhouding tussen God en sy mense en die Gees se teenwoordigheid onder ons en in ons. En Openbaring 5 wys vir ons, die lam is in die middel van die troon by God die Vader. En Openbaring 5 vers 6 sê iets fantasties. Die lam het 7 oë, simbolies die 7 geeste van God, uitgestuur oor die hele aarde en beteken die Gees is die oë van God. Die Gees is die oë van die lam. En hy sien deur die Gees, hy werk deur die Gees, hy is teenwoordig deur die Gees. En dit beteken, Pinkster het vir ons gesê, die lam is nie ver nie, hy's naby. Hy's nie afwesig nie, hy's teenwoordig. Hy's nie stil nie, hy praat. En die Gees fluister, hy hou jou vas. Hy ken jou. Hy woon juis hier. Hy woon in jou.
Hy's hier. En dit alles gebeur in die teenwoordigheid van God, die Skepper en Ouer. Kom ons sing verder. Die Gees maak ons deel van God se groot storie. Want die hart van hierdie lied is 'n direkte aanhaling van Openbaring 5. Hy het ons 'n koninkryk en priesters vir God gemaak. En die wêreldwye omvang van God se verlossing is dat elke volk, elke taal, elke nasie ingesluit word by hierdie nuwe skepping. En die Gees maak dit vir ons werklik. Die Gees maak ons deel van iets groters, van die groter storie. So jou lewe is nie klein nie. Ons lewe is nie afgesonder nie. Ons is deel van God se wêreldwye beweging van goeie nuus, van herstel, van hoop. En die Gees gee betekenis. Hy plaas my en jou lewe binne in God se verhaal. Hy plaas ons lewe binne God se groot storie. Jou lewe, my lewe het betekenis. Het betekenis. Kom ons sing verder. Die Gees gee vir ons 'n oorwinning belydenis. Dit eindig nie met 'n vraag nie. Dit eindig met oorwinning. He is. Hy is. En die finale verklaring van God se waardigheid is 'n oproep aan gelowiges om te bely. En Openbaring 5 eindig op dieselfde manier aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot 'n alle ewigheid. En die Gees bring ons by hierdie punt, nie net om te sien nie, maar om te sing. Nie net om te weet nie, maar om te bely. Nie net om te hoop nie, maar juist te jubel. Want die Gees gee betekenis aan ons lewe. En dis die hart van dit alles. Die Gees is uitgestort om ons oë op Jesus te rig. En wanneer ons vir Jesus sien, die lam, die leeu, die een wat waardig is, dan vind ek en jy betekenis. En betekenis kom nie uit prestasie nie, uit suksesie nie, uit erkenning nie, nie uit gemak en die ander goed wat ons soek nie. Dis belangrik, maar dis nie die allerbelangrikste nie. Betekenis kom uit aanbidding. Betekenis kom uit verbondenheid met die lam. Betekenis kom om deel te wees van God se groot verhaal. Betekenis kom uit die Gees wat ons oë oopmaak. En daarom sing ons, is hy waardig? Hy is. Hy is. En mag ons as gemeente dan uitstap met die beleidskap van die lam leef en betekenis van die Gees rig ons oë op hom en hoop van die nuwe skepping is op pad en is besig om te gebeur en vrede van God woon onder ons en God woon in ons en aanbidding want hy is waardig. En ek gaan nou nooi dat Edie, Andre, julle wat kan sing saam met die groep, Andre kom jy ook asseblief. Kom staan saam met my. En ons ander staan saam op en as hulle almal hier bo is, dan gaan ons saam die hele lied sing.
Want is hy waardig? Hy is. Kom ons staan. Do you feel the world is broken? Do you feel the shadows deepen? Do you know that all the dark won't stop the light from getting through? Do you wish that you could see it all made new? We do. Is all creation groaning? Is a new creation coming? Is the glory of the Lord light within our days? Is it good that we remind ourselves that it is? Is anyone worthy?
Die video haak nie eintlik nie. So iemand het ons van koers af probeer gooi om te sê hy is nie waardig nie, maar hy het nie geslaag nie. He's worthy. Maar God die Vader, die een aan wie die boekrol, die plan van alles behoort, jou vul met sy wysheid en vrede. Mag Jesus Christus, die lam wat geslag is, die een wat waardig is om die sedels oop te maak, jou dra in die krag van sy verlossing. Hy wat jou met sy bloed losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie. Mag die Heilige Gees, die wat ons tot 'n koninkryk en priesters van God maak, jou toerus om met hoop, sagmoedigheid en heilige moed oor die aarde te regeer, nie met mag nie, maar met liefde. En mag jy hierdie week leef onder die seën van hom wat waardig is, nou en tot in ewigheid. Hy is. Amen. Die Here sê